Ek bring aan Vader die eer, die lof en aanbidding vir hierdie pragtige dag wat hy ons mee geseën het en dat ons op hierdie dag, die Shabbat, die dag wat die lewende God vir ons kom gee het, dat ons hom kan verheerlik, dat ons in sy rus kan inbeweeg en dat ons kan doen dit wat die woord vir ons sê om te doen. So baie dankie dat jy ingeskakel is. Ek staan vandag hier buite. Ek is hier by die kliptafels en ek is hier om net die lewende God te vereer en te verheerlik en 'n so lekker dag. En mag die son van geregtigheid vandag op jou lewe kom skyn, soos wat die son hier buite kom skyn. En dat jy Vader se heerlikheid en sy teenwoordigheid vandag sal ervaar en beleef. Nou mense, ek praat vandag met jou oor 'n baie belangrike onderwerp wat nou natuurlik my hart getref het, want in die week wat verby is ek op pad. Ek ry nie verkeer, ek is op pad na 'n maatskappy bediening toe. Ek bedien mense by die maatskappy in die oggend en nou is ek op pad soontoe. Nou ry ek in die verkeer. Terwyl ek besig is om te bestuur, ek maak altyd seker dat my foon is weggebêre. Hy's gekonnekt op die voertuig se Bluetooth en al daai dinge. So as ek 'n oproep kry, dan kan ek die oproep neem terwyl ek bestuur. Ek kan 'n boodskap ontvang, so ek het glad nie nodig om aan my foon te raak nie. Dan ry ek in die voertuig en wat nogal vir my belangrik is dat ek probeer ten alle tye probeer ek die landswette gehoorsaam. Ek probeer want die woord verklaar dat ons moet gehoorsaam wees ook aan die landswette. So nou in met alles wat ek doen en sover as wat dit moontlik is, probeer ek om al die landswette gehoorsaam te wees. En as daar nou een ding is wat my grensloos irriteer, is wanneer daar mense is in die verkeer en op die pad wat die padreëls verontagsaam. Jesus mense, dit maak vir my kwaad. Dit maak vir my kwaad. As mense oor 'n stopstraat ry of hulle ry oor 'n rooi lig, dit maak vir my kwaad, want ek moet binne die raamwerk van die reëls funksioneer, van die wet funksioneer, en is nie net die wet van Jahwe nie. Nou probeer ek sover as wat ek moontlik dit doen, probeer ek om die landswette gehoorsaam te wees, en ek is seker jy doen dit ook. Ek is seker dat wanneer jy in die verkeer is, dan doen jy dit wat die padreëls en dit wat die wet vir ons sê om te doen. Maar nou ry ek in die verkeer. Nou kom daar langs my 'n polisievoertuig, 'n metropolisie, 'n verkeersbeamptes. Nou ry hulle in die voertuig en ek sien die persoon in die voertuig wat bestuur is besig op sy telefoon. En ek dink maar, yes, dit werk mos nou nie so nie. Nou ry hy en jy weet, hy's so hier langs my en dan is hy voor my en dan is hy agter my en hy's heeltyd op sy telefoon en ons kom toe tot stilstand in die verkeer en hy stop reg langs my. En ek sit die venster af en ek beduie vir hom, ek sê hey. En hy kyk my so, ek sê telefoon, ek wys vir hom. En hy maak sy deur oop want sy venster kan nie af nie. Nou maak hy sy deur oop en hy sê, "What's the problem?" Ek sê, "You cannot operate your phone while you're driving your vehicle in traffic." "Yeah, but it's work related." Ek sê, no. If you want to enforce the law, then you need to uphold the law. "Yeah, but no, it's work related." Ek sê, no. So in other words, you can now not write a fine to anyone that is using their phone or disobeying the rules of the road today, because you're not doing it. Because you are disobeying the rules of the road. En ek sê vir hom hard en duidelik, ek sê, you cannot enforce the law if you do not uphold the law. En ek maak my venster toe en ek beweeg aan. En ek sien toe in die verkeer, hy toe sy foon gebêre, en ek sien toe hy so half teruggevat, dat ek nou met hom praat en hom nou aanvat daaroor. En toe ek nou wegry toe, praat God se gees met my, en ek besef maar, dis hoe ons as mens ook baie keer funksioneer. Ons funksioneer ook baie keer so, want ons is binne die raamwerk van God se woord en sy wet, maar ons oortree die wet. Want jy sien, ons wil baie keer die wet oordra. Ons wil vir mense vertel, hoor hierso, dis wat die wet sê, en dis hoe ons moet funksioneer, en die woord sê die volgende, jy moet die Shabbat, en jy moet die feeste, en jy moet dit, en jy moet dat, maar ons self oortree die wet. Ons self maak droog. En ek besef, maar ons kan nie
as gelowiges soos hierdie persoon optree, wat ons binne die voertuig is van wetstoepassing, maar ons verbreek die wet. En hierdie onderwerp wat ek vandag met jou wil hanteer, die wet van Yahweh, is dit 'n voorstel of is dit 'n vereiste? Die wet van Yahweh, is dit 'n voorstel vir my of is dit 'n vereiste waarvolgens ek en jy moet leef? So ek vra myself die vraag of ons as ware gelowiges werklik besef wat Vader Yahweh van ons verlang. Verstaan ons die wet van Yahweh, verstaan ons Vader se hart en besef ons wat die Shabbat werklik waar beteken. Verstaan ons werklik waar Vader se bedoeling met die feeste en die opdragte in sy woord. As Elohim, die God van hemel en aarde, Yahweh ons Elohim, onveranderlik is, hoekom leef ons as mens asof hy wel so is? Asof hy maar net iemand is wat alles so sal oorsien. So mense, die woord sê vir my in Maleagi hoofstuk 3 vers 6, ek, Yahweh, het nie verander nie. So as Vader nie verander het nie, hoekom leef ons as mens asof Vader maar net alles oorsien? Dit kan ons nou nie so wees nie. Hebreërs 13 vers 8 sê dat Yeshua, die Messias, is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid. So as hy dieselfde is, as dit sy karakter is en hy het dinge vasgestel in die woord, hoekom lewe ons asof hy dinge net gaan oorsien? So is die probleem dan die lewende God? Ja of nee? Nee. Is die probleem dan die woord? Nee, nooit nie, dit kan nie gebeur nie. So waar lê die probleem? Onsself is die probleem. Onsself is die probleem. En eintlik voel ek vandag soos 'n Paulus wat met die Korinteërs praat, wat sê, ouens, ek kan nie met julle praat soos met volwassenes nie. Ek moet met julle praat soos met kinders en ek kom agter julle is nog nie op vaste spys nie. Ek moet julle met melk voed. En vandag gaan ek dalk dinge vir jou sê wat jy dalk weet maar daar's ander mense wat dit dalk nie weet nie. So ek praat vandag met 'n breë spektrum van mense en is belangrik dat elkeen sal verstaan waaroor dit gaan. So weet jy wat, just bear with me, want dis belangrik dat hierdie woord oorgedra word en dat dit sal vassteek in jou hart en in jou gedagtes. So ek wil gou 'n stelling maak. Nou luister gou baie mooi. Geloof het nog nooit gegaan oor 'n carefree, anything goes, vryheid van alles gesindheid nie. Ek wil dit weer vir jou sê. Geloof het nog nooit gegaan oor 'n carefree, anything goes, vryheid van alles gesindheid nie. Nog nooit. Want jy sien, Yahweh was van die begin af, was hy 'n God van orde, van gehoorsaamheid en van dissipline. So my vraag aan jou is, het enigiets intussen verander? Ek wil vir jou sê, ja, die mens het verander. Niks het verander by Vader nie. Hy het nie verander nie. Hy is nog steeds die God van orde, van dissipline en gehoorsaamheid. Maar ongelukkig het die mens verander. So wat Vader van ons verwag is dat ons nog steeds gehoorsaam sal wees. En nou kom die woord in die boek van Prediker hoofstuk 12 vers 13. En hierdie gedeelte ken ons almal. As jy dit nie ken nie, merk dit in jou Bybel. Want hy sê, die hoofsaak van alles wat gehoor is, vrees Elohim en onderhou sy gebooie, want dit geld vir alle mense. En dis wat Vader van ons verwag. Hy sê, ouens, ons moet sy gebooie onderhou. Met ander woorde, ons is in 'n voertuig van wetstoepassers, of ja, van wetstoepassers, maar ons is ongehoorsaam aan die wet. Ons ry in 'n voertuig waar ons ander mense wil vertel wat die wet is, maar ons self oortree die wet. So die hoofsaak van alles wat gehoor is, vrees Elohim en onderhou sy gebooie, want dit geld vir alle mense. So is Vader Yahweh se wet, sy insettinge, sy gebooie, is dit 'n voorstel of is dit 'n vereiste? Die woord leer my, dis 'n vereiste. Die woord sê dit in Prediker 12 vers 13. Onderhou sy gebooie, want dit geld vir alle mense. So, dis nie 'n voorstel nie. Dis 'n absolute vereiste wat in ons lewe moet wees. Maar hoekom hanteer mense dit dan
as 'n voorstel. Ag, weet jy, as ek so voel. Ag, weet jy, as ek nou vandag niks het om te doen nie, ag, dan sal ek seker nou maar die Shabbat onderhou. As ek nou vandag niks het om te doen nie, dan sal ek seker nou maar opgaan na die fees van Jahwe. Jy sien, daai gesindheid is verkeerd, want jy sien, mense hanteer dit as 'n voorstel in steede daarvan as 'n vereiste. Want jy sien, as ons hier by Mikdash gemeente en selfs op sosiale media waar die boodskappe uitbeweeg, as ons nou net 'n kerk is wat op Saterdag boodskappe uitstuur en dis ons identiteit, dan kan ons maar net sowel ophou om video's uit te stuur. Dan kan ons maar net sowel ons deure toemaak waar mense opkom op 'n Shabbat om by mekaar te kom, want as dit ons identiteit is, ons is nou net 'n kerk wat op Saterdag kerk hou, dan's dit verby. Dan kan ons die deure toemaak, want dis nie wie ons is nie. Ons is ware gelowiges, ons is volgers van die weg, ons is afgesonderde mense wat die ware Elohim aanbid in gees en in waarheid. Ons is gewas met die bloed van Yeshua, ons is verseël met die Ruach, ons is bevestig in sy verbond en ons is gehoorsaam aan sy woord. Dis wie ons is, mense. So dit gaan nie nou oor, okay, so julle hou nou kerk op Saterdag nie. Nee, dis nie ons identiteit nie. Ons identiteit is, ons is volgers van die weg. Ons is gehoorsaam aan God se woord. En ons kom juis uit Babylon uit. Ons kom juis uit die kerksysteem uit. Want ons identiteit moet anders te wees as die wêreldse. So hoe ons Vader se instruksies hanteer met betrekking tot die gebooie, die feeste, die Shabbat, is 'n direkte refleksie van ons liefde teenoor hom. Yes, mense, dit is so belangrik. Wat ons doen in terme van sy gebooie, sy feeste, die Shabbat, reflekteer die liefde in ons teenoor hom. Want die woord sê dit tog. En ons lees dit soveel keer, maar ek dink nie dit slaan vas nie. Ek dink nie ons besef werklik waar wat Vader se hartsbedoeling is nie. Ek dink nie ons besef werklik waar wat hy van ons verwag nie. In Deuteronomium hoofstuk 6 vers 5 sê hy, daarom moet jy Jahwe jou Elohim lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. So mense, hierdie is nie 'n voorstel nie. Hierdie is 'n vereiste. Dis nie 'n voorstel nie. Jy kan nie sê, maar as ek vandag so voel, dan gaan ek dit nou maar doen. As alles nou vandag regloop in my lewe, dan gaan ek hom nou maar lief hê. En as my kinders nou vandag mooi in lyn is, weet jy, dan gaan ek hom lief hê met my hele hart en met my hele siel en met my hele gedagte. Want dis nie 'n voorstel nie. Dis 'n vereiste, of dit nou goed gaan en of dit nou sleg gaan. En of jou kinders nou in lyn is en of jy nou aktiwiteite het wat jy moet doen, dan beteken dit jy sien dit nie as 'n vereiste nie, jy sien dit as 'n voorstel. Want Johannes hoofstuk 14 vers 15 sê, as jy my liefhet, bewaar my gebooie. So hier kom Vader in Deuteronomium hoofstuk 6 en hy sê jy moet my lief hê. Hier kom Yeshua, en wat het Yeshua gedoen? Hy het alles vir ons kom duidelik maak hoe om te wandel in die weë van Vader. Hy het alles vir ons kom duidelik maak wat dit beteken om wedergeboorte te ervaar. Wat dit beteken om hom lief te hê. Wat dit beteken om hom te dien in gees en in waarheid. En nou kom sê hy, as jy my liefhet, bewaar my gebooie. Want jy sien, as ons dit nie doen nie, dan het ons 'n wêreldse mindset, 'n Babylon mindset, om dan die gedagtes te hê dat ons kan nou maar net lewe volgens ons terme en Vader moet nou maar net tevrede wees daarmee. Nee. Dis 'n Babylon mindset, dis 'n wêreldse mindset om te dink dat ons kan doen en maak wat ons wil en dis okay, Vader is nou maar net tevrede daarmee. Want jy sien, die eie ek en ons eie begeertes en ons eie wil is so wat ons in die moeilikheid kry in die eerste plek. Want as gevolg van jou eie begeertes, as gevolg van die eie ek, kom ons in die moeilikheid, en weet jy, wanneer ons in die moeilikheid kom, dan veroorsaak dit dat ons nou besef, maar nou het ek 'n verlosser nodig. Want ek het die wet van Jahwe gebreek deur my eie sinnigheid. En dan wanneer ons dan vergifnis ontvang deur Yeshua,
dan weet jy wat gebeur? Die algemene mens keer weer terug na sy eie sinnigheid toe, want hy sê, okay, ek kan nou maar maak en doen wat ek wil. Is hartseer. Kyk wat gebeur in die boek van 1 Samuel, hoofstuk 15, vanaf vers 22, want dit praat ook oor die eie sinnigheid van die mens, en nou kom Samuel en hy praat met Saul, en hy sê vir Saul, Saul, het Jahwe behaag in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van Jahwe? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffers, om te luister is beter as die vet van ramme. Want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêery en eiesinnigheid is afgodery en beeldediens. Omdat jy die woord van Jahwe verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Jy weet wat doen ons as mens baie keer? Ons verwerp die woord van Jahwe. Ons moet die wet onderhou. Ons moet die feeste onderhou. Ons moet die Shabbat onderhou. Ag, dis maar net 'n voorstel. Ag, as ek so voel en as ek nou vandag geen aktiwiteite het nie, dan sal ek dit nou maar doen. Maar jy sien, dan doen ons dit in 'n eie sinnigheid en ons volg ons eie kop en ons is wederstrewig teenoor die woord van Jahwe. En hy sê, wat verwag Vader van ons? Hy verwag gehoorsaamheid aan die stem van Jahwe. So dit gaan nie oor jou performance nie. Dit gaan nie oor jou brandoffers en jou slagoffers nie. Dit gaan nie oor wat jy doen as mens nie. Dit gaan oor gehoorsaamheid aan die stem van Jahwe. Dis waaroor dit gaan. Weet jy wat is hartseer? Hoeveel keer verwerp ons nie die woord van Jahwe deur ons eie sinnigheid nie? Onthou een ding. Vader tree op volgens sy woord. Jy moet dit vandag besef. Vader gaan altyd optree volgens sy woord. Hy werk binne die raamwerk van sy woord. Daarom sê hy in Jeremia 1 vers 12, hy sê, ek is wakker oor my woord om dit in vervulling te bring. Hy's wakker oor sy woord. So as ek en jy binne die raamwerk van God se woord funksioneer, wat gaan gebeur? Hy's wakker oor sy woord om die woord wat ek en jy in wandel, om dit te volbring in ons lewe. Nou kom die negatiewe kant ook. Hy's wakker oor sy woord om sy woord in vervulling te bring, om dit te volbring. Daarom, as ons buite die raamwerk van sy woord funksioneer, en ons laat sonde en ongeregtigheid toe, en ons is rebels en ons is eiesinnig, weet jy wat gaan gebeur? Ons gaan dit ontvang wat die woord sê, gaan gebeur met die wat eiesinnig is en die wat rebelleer. Die wat goddeloos is. Ons gaan dit ontvang. Want jy sien, as hy sê, ek is wakker oor my woord, dan sluit dit die seën in as ook die vloek. Dit sluit die seën in as ook die vloek. En jy sien, Vader is wakker oor sy woord, en die woord leer my, dat hy moet optree in terme van sy woord. Luister wat sê, Psalm 119 vers 126. Luister wat sê die woord. Dit is tyd vir Jahwe om te handel, want hulle het u wet verbreek. So met ander woorde, as ek die wet van Jahwe verbreek, en ek is hardkoppig, ek is eiesinnig, en ek doen wat ek wil, nou sê die woord, dan is dit tyd vir Jahwe om te handel. Dis tyd vir hom om op te tree. Dis tyd vir hom om wakker te wees oor sy woord, om dit in vervulling te bring. Want as ek en jy buite die raamwerk van God se woord funksioneer, en ons is dalk binne ons voertuig van wetstoepassers, maar ons onderhou nie die wet nie, dan het ons moeilikheid. Want hy moet optree. Want hy het, of ons het, die wet verbreek, mense. So Vader Jahwe is nog steeds ernstig oor sy woord. Het jy dit geweet? Hy is nog steeds ernstig oor sy woord. En nou wil ek jou vra, is jy ernstig oor sy woord? Is jy ernstig oor sy woord? Want ongehoorsaamheid aan sy woord, met betrekking tot sy gebooie, sy feeste, die Shabbat, veroorsaak 2 goed. Ekskuus, 3 goed. Het veroorsaak 3 goed in jou lewe. Nommer 1, dit bring 'n geestelike dood en 'n skeiding van Jahwe. Tweedens, dit bring vloeke en teëspoed. En derdens, dit bring 'n oordeel en dan moet ons verantwoordelikheid vat. So kom ek hanteer dit gou-gou. So, nommer 1, die oomblik wanneer ons ongehoorsaam is aan Vader se woord met betrekking tot sy gebooie, sy feeste en die Shabbat, dan veroorsaak dit 'n geestelike dood en 'n skeiding van Jahwe.
Daarom sê Romeine hoofstuk 6 vers 23, die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van die ewige lewe, of die genadegawe van Elohim is die ewige lewe. So ons weet nou natuurlik, sonde, volgens die woord in 1 Johannes, hoofstuk 3 vers 4, sonde is wetteloosheid. Want die wat sonde doen, is wetteloos. So met ander woorde, die oomblik wanneer daar sonde is, die oomblik wanneer ons ongehoorsaam is, die oomblik wanneer ons eie sinnig is ons eintlik wetteloos. En wanneer daar sonde in ons lewe is, bring dit dood. Want wetteloosheid veroorsaak dood. Dan sê Jesaja 59 vers 2, dat sonde, wetteloosheid, veroorsaak 'n skeidsmuur tussen ons en Jahwe. Weet jy wat gebeur dan? Dan kan hy ons nie hoor nie. Hy kan ons nie hoor nie. Is nie ek wat so sê nie, is die woord wat so sê. So dit veroorsaak 'n skeidsmuur, want jy sien ons wandel in ongehoorsaamheid, en hoe meer ons ongehoorsaam is, hoe meer is daar 'n skeiding tussen ons en Jahwe, en dan wonder ons, maar waar is God in my lewe? Hoekom hoor ek nie sy stem nie? Hoekom voel dit vir my asof ek teen die ceiling vasbyt? Dan die tweede ding wat gebeur, is daar vind vloeke en teëspoed plaas. Daar vind vloeke en teëspoed plaas. Deuteronomium 28 vers 15. Maar as jy nie luister na die stem van Jahwe jou Elohim, om sorgvuldig, ek het hierdie woord gehighlight, dat ons sorgvuldig te hou en al sy gebooie en al sy insettinge wat ek jou vandag beveel nie, dan sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal. Dan is daar 'n hele lys van vloeke wat gebeur. Nou ons as mens lees baie keer net tot by vers 14 vanaf Deuteronomium 28 vers 1 tot by vers 14 en ons dink, dis great, dis fantasties, maar ons vergeet die ongehoorsaamheid. Ons vergeet wat gaan gebeur wanneer ons ongehoorsaam is en die woord sê dat hierdie vloeke gaan ons oor ons kom en dit gaan ons inhaal. En dan wonder ons, maar hoekom gebeur goed in ons lewe? Want ons is ongehoorsaam. En dan vind daar nou natuurlik 'n oordeel en verantwoordelikheid, ons eie verantwoordelikheid plaas. Want Jakobus 2 vers 10 sê, want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. So, daar kom 'n oordeel. Romeine 2 vers 12, want almal wat sonder die wet gesondig het, sal ook sonder die wet verlore gaan, en almal wat onder die wet gesondig het, sal deur die wet geoordeel word. So mense, dis belangrik om te besef dat daar kom 'n oordeel oor ons lewe wanneer ons ongehoorsaam is, want dit gebeur baie keer, ons is in die voertuig van wetstoepassers, maar dan is ons ongehoorsaam aan die wet. Want die Shabbat is vir Vader belangrik. Mense, ek wil vandag vir jou sê, dat die Shabbat is nog steeds vir Vader belangrik, en ons moet die regte perspektief hê oor die Shabbat. Dis vandag Saterdag. Hierdie uitsending gaan uit op 'n Saterdag, want dis die dag van Jahwe, dis die Shabbat, en ons is deur al 'n proses in ons lewe, en ons het voorheen het ons die woord bedien op 'n Sondag, ons het begin besef wat die waarheid is, Vader het ons lewe kom transformeer, ons is uit die gewone kerkgang, ons is uit Babylon, ons is uit die sekulêre denkwyse van die moderne kerk, en ons het inbeweeg in die waarheid van Jahwe ons Elohim. En daarom het ons besef, maar die Shabbat is vir Vader belangrik, en daarom moet ons die regte perspektief hê oor die Shabbat. Daarom sê die woord, Eksodus hoofstuk 20 vers 8, dit staan ook hier op die kliptafels. As jy inkom by Miktas gemeente, die van julle wat dalk nog nie hier was nie, as jy inry by die hekke, die oomblik wanneer jy inkom en jy ry in om jou parkering te kry, dan sien jy die kliptafels, en want hierdie is 'n belangrike aspek. En die kliptafels verteenwoordig nou natuurlik Vader se huwelikskontrak wat hy met ons het as mens. En al 10 hierdie woorde op die kliptafels is nog steeds vandag geldig. En hy sê in Eksodus 20 vers 8, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Gedenk dit. Ek hou van die Engels sê remember. Want as jy kyk na al die gebooie,
kom die woord en hy sê, jy mag nie dit nie, jy mag nie dat nie, jy mag nie so nie, jy mag nie dit nie, jy mag nie dit nie. Maar met die 4de gebod is die enigste gebod wat hy sê, gedenk die Sabbat. En in die Engels sê hy, remember. Hoekom sê hy remember? Want ons as mens vergeet. Want ons raak so besig en ons dink, ag, dis okay, Vader sal dit oorsien, ons kan maar maak en doen wat ons wil, want die Vader is genadig en hy's barmhartig. Want jy sien die woord, die Hebreëse woord vir gedenk, die Hebreëse woord is zakor. En hierdie Hebreëse woord het eintlik 'n baie dieper betekenis en dit moet ons perspektief vandag verander oor die Shabbat. Hy sê dat ons moet die Shabbat gedenk. Zakor. Ons moet dit zakor. Nou wat beteken zakor? Zakor beteken om iets in gedagte te hou. Om dit te merk en daarop te reageer. Met ander woorde, as jy 'n kalender het in jou huis, dan is die Shabbat gemerk, hy's gehighlight. Met ander woorde, elke dag wanneer jy opstaan, het jy daai dag in gedagte. Jy het die Shabbat in gedagte, jy reageer daarop. Dis gemerk op jou kalender, dis gemerk in jou hart en in jou gedagte. En dan reageer jy daarop. En weet jy wat beteken dit nog? Dit beteken om jou lewe rondom dit te beplan en te struktureer. Dis eintlik wat Vader vir ons kom deurgee, wat hy bedoel, wat sy hartklop is, om te sê, ouens, julle moet zakor, julle moet die Shabbat zakor, julle moet julle hele lewe en julle hele week rondom dit beplan en alles struktureer rondom die Shabbat. Ons lewe vandag in hierdie moderne tyd en die week se, die dae se name is ingebring van Sondag en Maandag en Dinsdag en Woensdag, maar dit was eintlik nooit so gewees nie. Dit was altyd gewees die Shabbatdag, dan is dit die dag na die Shabbat, is dit die eerste dag van Shabbat, dan is dit die tweede dag van Shabbat, dan die derde dag van Shabbat, die vierde dag tot en met weer Shabbat. So wat gebeur wanneer jy dit doen? Wat gebeur wanneer jy dit uitspreek? Wat se dag is dit vandag? O, dis die tweede dag van Shabbat. So wat is in jou gedagte? Shabbat. Wat is in jou hart? Shabbat. En Vader wil hê dat ons hele lewe rondom dit moet beplan en struktureer. So dit wat jy doen en dit wat jy beplan, deur die week moet alles so beplan wees dat jy dit klaar maak, dat jy dit klaar kry en dat die oomblik wanneer die Shabbat aanbreek, dat jy sal inbeweeg in sy rus. Inbeweeg in sy rus. Hy wil nie hê dat ons enigsins op die Shabbat met enige aktiwiteite, ander dinge besig sal wees. So hierdie zakor is eintlik, ek het 'n aktiewe gedagtepatroon rondom die Shabbat en ek het 'n doelbewuste onderhouding aan die Shabbat. En mense, dit sluit die feeste in, dit sluit sy hele woord in. Daarom sê Jesaja hoofstuk 58 vanaf vers 13 tot 14. Ek wil hierdie vir jou lees en hierdie is pragtig. Gaan merk hierdie in jou Bybel. En hy sê, Jesaja 58 vers 13, as jy jou voet terughou van die Shabbat, om nie jou sake op my heilige dag te doen nie. Net so terloops, wie se heilige dag is dit? Is dit ons heilige dag? Nee, dis Yahweh se heilige dag. En hy sê, mense, dis 'n heilige dag. So wat moet ons doen? Ons moet inbeweeg in Vader se heilige teenwoordigheid. Dat ons nie ons sake, my en jou sake, want jy sien, my gedagtepatroon moet rondom die Shabbat gestruktureer wees. Ek moet zakor, my hele lewe moet beplan word rondom dit, dat die oomblik wanneer die Shabbat aanbreek, dan is ek besig met Vader. Dan is ek in sy teenwoordigheid, om nie my sake op sy heilige dag te doen nie. Gaan die woord verder. En as jy die Shabbat 'n verlustiging noem, en die heilige dag van Jahwe hoog hou, weer eens sê hy, heilige dag van Jahwe, en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie, hier kom die probleem, ons doen wat ons gewoond is om te doen. En ons is op ons telefoon, of ons is besig langs die sportveld, of ons doen 1000 dinge, en ag, weet jy, as ek nou vandag niks het om te doen nie, dan sal ek nou maar opkom na die Shabbat, om die lewende God te vereer. Weet jy, as ek nou niks het om te doen nie, dan sal ek nou die fees
van Jahwe nou gedenk. En ek sal by mekaar kom, soos wat die woord sê, 3 maal 'n jaar moet julle voor die aangesig van Jahwe by mekaar kom. As ek nou niks het om te doen nie, weet jy, dan sal ek dit nou maar doen. Jy sien, dan is dit nie meer 'n vereiste nie, dan word dit my eie persoonlike, weet jy, ek sal nou maar doen wat ek wil, dan is dit nie meer 'n vereiste nie, dis 'n voorstel. Ag, as ek nou maar wil. En dis nie wat Vader se woord vir ons kom sê nie. Hy sê, as ons nie ons gewone gang gaan nie geleentheid vir jou sake soek of uitdede taal spreek nie. Met ander woorde, selfs op die Shabbat word daar nie besigheid gepraat nie. Selfs op die Shabbat is daar nie verkeerde taal wat gebruik word nie. Weet jy wat? Jesus, ek gaan deur hierdie moeilike tyd. Weet jy, ek weet nie of ek dit gaan maak nie. Dis ydelle taal. Want eintlik in die Shabbat kom jy in, en op die Shabbat moet jy 'n ander mindset hê. Jy kan nie inbeweeg in Vader se teenwoordigheid bedroef op die Shabbat nie, want dan beteken dit, jy's besig met jou eie sake. Jy kan nie inkom en jy's dikbek lang gesig, of jy's bedroef, of jy kom in, Vader, ek het nou hierdie lysie, Vader, u moet nou hierdie vir my uitsorteer, want dan sit jou eie sake. Ons het genoeg tyd daarvoor deur die week, ons het genoeg tyd daarvoor in ons gebedslewe, maar die Shabbat moet 'n verlustiging wees vir jou, dat jy nie geleentheid sal soek vir jou sake, of ydelle taal sal spreek nie, dan sal jy jou verlustig in Jahwe, en ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde, en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob, want die mond van Jahwe het dit gespreek. Mense, hierdie is 'n amazing gedeelte. En ek dink baie keer mis ons dit. Ek dink baie keer verstaan ons nie die woord reg nie, en mense gaan doen nog steeds op die Shabbat wat hulle wil doen. Want jy sien, ons het die gewoonte gehad op 'n Sondag as ons uit die kerk uitkom, eers dan gaan ons mall toe en ons gaan koop ietsie om te eet, en ons gaan doen ons eie ding, en dan gaan ons huis toe. En daarom het ek gesê, ons is nie 'n kerk wat nou net ewe skielik dienste hou op 'n Sondag of op 'n Saterdag. Ons hou nou kerk op 'n Saterdag nie. As dit ons identiteit is, dan moet ons deure toemaak. Want dit gaan nie oor Jahwe as dit die geval is nie. Ons is nie 'n kerk wat nou dieselfde funksioneer as die hoofstroomkerke, maar nou is dit net op 'n Saterdag nie. Nee, ons is nie 'n kerk nie. Ons is die afgesonderde bruid van Yeshua, en ons funksioneer anders, en wanneer mense by mekaar kom, hier by Mikdash gemeente op die Shabbat, dan is dit heeltemal anders as om by 'n kerk by mekaar te kom op 'n Sondagmôre. Want hierdie gaan alles oor Vader. Dit gaan alles oor Jahwe. Nou wil ek gou vir jou 'n opdrag gee uit Vader se woord. Luister gou wat sê hierdie woord. In Eksodus hoofstuk 35 vers 3. Nou sê die woord, julle mag op die Shabbat geen vuur aansteek in enige een van julle woonplekke nie. Nou wat beteken hierdie gedeelte? En ek weet, mense vat dit baie ernstig op, en selfs ook onder die Jode, dat hulle geen sinskos maak. En ons doen dit baie, wat ons voorbereiding doen, en ons maak seker dat daar is genoeg wat oorbly, sodat ons werklik waar kan rus. So wanneer ons Vrydag kos maak, en ons kom by mekaar op die Shabbat, die Vrydag aand, en daar bly kos oor, dan eet ons dit op die Saterdag, en ons maak seker ons rus. Maar dit gebeur nie altyd nie. Gebeur nie altyd. So, beteken dit nou, ek mag nie kos maak nie? Want daar's mense wat selfs die kragproppe toeplak, wat nie eers die ketel aansit oor die Shabbat nie. En ek verstaan, hulle doen dit ernstig, en hulle is ernstig in terme van dit, maar kom ons gaan kyk na die ware betekenis van hierdie gedeelte. Want jy sien, Vader wil nog steeds hê, ons moet lewe, mense. Want as jy honger is op die Shabbat, daar's niks daarmee verkeerd om gou vir jou iets te maak om te eet nie, maar ons moet nie ons gewone gang gaan om nou groot etes te voor te berei en te kere te gaan, soos wat ons gewoonlik gaan nie. Jy die hele week is jou beplanning so om goed te doen, en veral in terme van om iets te gaan koop. Want ons mag nie koop en verkoop op hierdie dag nie. Ons mag nie besigheid doen op hierdie dag nie. Moenie winkel toe gaan op die Shabbat en nou gaan iets koop om te eet nie. Mense, jy moet jou dag reg beplan. Daar's soveel mense wat op die Shabbat besig is met hulle eie dinge, en ag, weet jy, dis okay. As ek later by die huis kom, dan sal ek maar gou die video kyk. Dan is dit die verkeerde mindset.
Dan is dit die verkeerde mindset. Vader wil hê ons moet ernstig raak oor sy woord. Daarom sê die woord, julle mag op die Shabbat geen vuur aansteek in enige een van julle woonplekke. Nou die Engelse vertaling sê kindle a fire. Kindle a fire. Jy mag nie 'n vuur aansteek nie. Nou ek het hierdie so 'n bietjie gaan ondersoek en ek het gaan kyk want dit het altyd by my vasgesteek van okay, maar wag, wat mag ons doen op die Shabbat en wat mag ons nie doen nie? Want jy sien hierdie het direk te make met die oordeel van Jahwe. Hierdie direk te make. Kom ek lees dit weer vir jou. Eksodus 35 vers 3. Julle mag op die Shabbat geen vuur aansteek in enige een van julle woonplekke nie. So hy praat van kindle a fire. Ek mag nie 'n vuur aansteek nie. Nou luister gou, hoe pas die oordeel van Jahwe in hierdie gedeelte? Ek lees vir jou, Esegiel hoofstuk 20 vers 47. So spreek Jahwe. Kyk, ek steek 'n vuur in jou aan wat elke groen boom en elke droë boom sal verteer. Waarvan praat dit? Praat van Jahwe se oordeel. Wat doen hy? Hy steek 'n vuur aan. Waar? Binne ons. In ons midde steek hy 'n vuur aan. Hy steek 'n vuur aan, mense. Jeremia 15 vers 14. En ek sal jou vyande laat dien in 'n land wat jy nie ken nie, want 'n vuur is aangesteek in my toren. En oor julle sal dit brand. Wat gebeur hier? Weereens, dit gaan oor oordeel. En as ek lees in die Bybel en ek sien hoe die volk altyd in ongehoorsaamheid gefunksioneer het en die Shabbat een kant toe gestoot het, wat het Vader gedoen? Hy het die volk in ballingskap laat wegvoer en hy het vernietig en daar het 'n vuur gebrand. Want hierdie praat oor die toren van Jahwe. Jeremia 21 vers 14 en ek sal oor julle besoeking doen volgens die vrug van julle handelinge. Met ander woorde, dit wat ons doen en baie keer die gebrek van ons beplanning wat veroorsaak dat ons op die Shabbat en tydens die feeste dat ons eie ding doen, veroorsaak dat Vader ons kom besoek volgens die vrug van ons handeling. En hy sê, en ek sal 'n vuur aansteek in sy bos en dit sal alles verteer wat rondom hom lê. Nou wil ek jou weer terugbring na Eksodus 35 vers 3. Wat sê, julle mag op die Shabbat geen vuur aansteek in julle woonplekke nie. Met ander woorde, as ek ongehoorsaam is, veroorsaak dit dat daar 'n vuur aangesteek word van Jahwe, 'n vuur van oordeel in my huis vanweë die feit dat ek ongehoorsaam is aan die Shabbat, ongehoorsaam is aan Vader se woord. So ek kan nie toelaat dat deur my ongehoorsaamheid daar 'n vuur in my huis aangesteek word van Jahwe op die Shabbat nie. So daarom mense moet ek en jy anders te funksioneer. Jahwe se wet is nie onderhandelbaar nie. Dit is nie iets wat uitgeredeneer kan word nie. Dit is nie iets wat ons doen as ons so voel nie. Jahwe se wet is 'n vereiste as gevolg van ons liefde teenoor hom. Want jy sien, liefde is 'n vereiste in die koninkryk van Elohim. Liefde is 'n vereiste. Yeshua sê, as jy my liefhet, bewaar my gebooie. As jy my liefhet, bewaar my gebooie. Vader sê, hoor hierso, jy moet my lief hê met jou hele hart, jou hele siel en met al jou krag. So ons moet verander as gevolg van ons liefde teenoor hom en ons liefdesverhouding moet oorbeweeg in gehoorsaamheid. Want ek kan nie toelaat dat vanweë my ongehoorsaamheid daar op die Shabbat, as ek ongehoorsaam is, dat daar 'n vuur in my huis aangesteek word as gevolg van ongehoorsaamheid op die Shabbat nie. Vader sê dit, daar mag nie 'n vuur brand nie. Met ander woorde, hy wil nie hê dat sy vuur van oordeel in ons lewe en in ons huise brand as gevolg van die feit dat ons ongehoorsaam is nie. So weer eens, ek vra jou, terwyl ek nou afsluit, vra ek jou hierdie vraag, is die wet van Jahwe, is dit 'n voorstel of is dit 'n vereiste? Die wet van Jahwe, moet ek en jy gehoorsaam wees? Of kan ons dit maar net doen as ons so voel? Of is dit 'n absolute vereiste waarvolgens ons lewe? Want ek wil vandag vir jou sê, as die liefde van Yeshua in jou is, dan is dit maklik om dit te doen. Dan word dit 'n vreugde om hom te dien en te aanbid op die Shabbat. Dit word 'n absolute blessing.
En my hartsbegeerte is dat jy Vader se seën sal ervaar, juis oor die feit dat jy gehoorsaam is oor alle aspekte in jou lewe. Dat jy gehoorsaam is aan sy woord. Dat jy gehoorsaam is en opkom na die vasgestelde plek waar Vader dit aanwys om die feeste van Jahwe te vier, om sy wet te onderhou en om die Shabbat te onderhou. Want dit help nie, ons ry in die voertuig en in ons voertuig sê dat ons is wetstoepassers van die woord, maar ons self maak droog. Ons self doen wat verkeerd is. Ons self onderhou nie die wet nie. As ons self nie die wet onderhou nie, dan gaan die oordeel van Jahwe oor ons lewe kom. En ek wil graag, my hartsbegeerte is dat jy die seën van Jahwe in jou lewe sal beleef. Dat Deuteronomium 28 vers 1 tot 14 in jou lewe sal manifesteer. Dat van vers 15 af, dat dit nie in jou lewe sal wees nie, maar dat jy sal weet dat die skepper van hemel en aarde seën jou en hy's met jou tot aan die volëinding van hierdie wêreld. So mense, ek wil saam met jou bid en ek glo en vertrou dat hierdie boodskap het jou hart getref en hierdie boodskap en so 'n bietjie jou perspektief verander, want Vader is ernstig oor sy woord. Maar my vraag aan jou is ek en jy ernstig oor sy woord? Kom ons bid saam. Vader, wat 'n voorreg om vandag net te kan opkyk en die blou hemel te sien, die wolke in die lug, om u handewerk te kan aanskou, om te hoor hoe die voeltjies fluit. Vader, om te sien die skepping van die lewende God, en daarvoor bring ek u die eer, lof en aanbidding. En my gebed is, Vader, dat u in ons harte sal kom werk. Vader, want selfs met die skepping, toe u alles klaar gemaak het en die mens is geskape op die 6de dag, het u die 7de dag geheilig en u het gerus van al u werk. En daarom bid ek, Vader, dat ons sal begin besef die belangrikheid van u woord. Dat ons sal begin besef hoe ons gehoorsaam moet wees in terme van u woord, in terme van u wet, die gebooie, die insettinge, die Shabbat en die feeste. Vader, help ons om gehoorsaam te wees. Vader, eerstens, vergewe ons van ons eie sinnigheid, vergewe ons van ons rebellie, vergewe ons dat ons wederstrewig is en Abba, kom lei ons vandag in gehoorsaamheid. Dat ons in spore van geregtigheid sal wandel om u naam ontwil. Halleluja! En ek bid vandag, Vader, dat u ons sal kom toemaak met 'n mantel van u heerlikheid, sodat ons vir die wêreld kan wys wat dit beteken om u te dien in gees en in waarheid. Vader, want het help nie ons praat oor die wet, en het help nie ons praat oor die Shabbat, en ons praat oor die feeste, maar ons self doen nie wat ons sê nie. En ons doen nie wat die woord sê nie. Vader, vergewe ons en help ons vandag dat ons sal vas staan op die woord van Jahwe ons Elohim. Vader, dis ons gebed vandag. En dat u in ons harte sal begin werk. Vader, dat ons sal zakor oor die Shabbat. Dat dit in ons hart en in ons gedagtes sal wees. Vader, dat ons 'n aktiewe gedagtepatroon sal hê oor die Shabbat en 'n doelbewuste onderhouding. Dat ons lewe so sal inpas en rondom die Shabbat sal skeduleer en dat u al die lof en al die eer en al die aanbidding sal ontvang. Halleluja. Vader, dankie daarvoor. Ons eer u lieflike, heilige, soewereine naam in die naam van Meester Yeshua, en my gees roep uit. Halleluja, halleluja. Mense, baie dankie. Mag jy geseënd wees en mag hierdie boodskap vandag jou hart bereik, sodat jy kan uitbeweeg om die lig van Yeshua uit te straal vir 'n verlore gaande wêreld, dat hulle sal weet wat dit beteken om God te dien in gees en in waarheid. So mag jy jou Shabbat verder geniet. Wees geseënd van my kant af, Rian Abri. Tot volgende keer. Shalom.